Om te dink het alles begin met 'n belydenis. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Johannes was een van die Here Jesus se bekendste en geliefde disippels. Hy het ook later 5 van die boeke in die Nuwe Testament geskryf. Dat hy 'n besondere verhouding met die Here Jesus gehad het, kan ons uit Johannes 13 vers 23 aflei, waar ons verstaan dat Johannes die disipel is wat Jesus liefgehad het. Vandaar dan ook die oorsprong van sy titel, Johannes die Geliefde, of Johannes die Apostel van Liefde. Buiten dat Johannes die geliefde disipel was, is hy ook die een wat by verre die meeste oor liefde praat. Wat weet ons van hierdie besondere man en wat was sy rol in die vroeë kerk? Vandag maak mense se kwalifikasies vir ons meer saak as iemand se naam of waar hulle vandaan kom. In die Bybelse tyd was dit nie die geval nie. Waar daar 'n profiel van die mens saamgestel is dit gedoen deur te vra, waar kom jy vandaan? Van wie stam jy af? En wat beteken jou naam? Daarom word daar in die Bybel soveel klem gelê op geslagsregisters. Johannes se naam is afgelei van die Hebreëse naam Jochanan, wat beteken God is genadig. Wat 'n heerlike belydenis is dit nie? Net soos Jesus vir Simon rots genoem het, het hy ook aan Jakobus en Johannes byname gegee. Hulle bynaam was seuns van die donder of Boanerges. Ons lees hiervan in Markus 3 vers 17. Hierdie bynaam was dalk die gevolg van hulle vurige temperamente en vasberadenheid. By geleentheid wou hulle mos vuur laat neerreën op 'n Samaritaanse dorpie wat Jesus verwerp het. Hulle vurigheid moet ons egter nie verras nie. Hulle was immers baie lief vir hulle meester en Here gewees. Dit is egter net so moontlik dat die naam 'n heenwysing was na die kragtige getuienis wat hulle sou lewer en die getuies wat hulle uiteindelik sou wees. Soos Petrus se naam ook nie van sy vroeë toewyding gepraat het nie, maar eerder van sy vasberadenheid en toewyding na Christus se opstanding. Jakobus en Johannes was seuns van Zebedeus, 'n visserman uit Galilea. Ons vermoed egter dat Zebedeus iewers in die 3 jaar van Jesus se openbare bediening gesterwe het. Dis is die dat ons net eenmaal van hom hoor, terwyl die ma van hierdie seuns 'n paar keer genoem word, hoewel daar nie by name na verwys word nie. By geleentheid het sy namens haar seuns by Jesus vir 'n ereplek in sy koninkryk gepleit. En sy was ook teenwoordig toe Jesus gekruisig is. Matteus 27 verduidelik ook aan ons dat sy Jesus van Galilea af gevolg het om hom te help versorg en dat sy hom uit haar besittings gedien het. Daar is 'n moontlikheid dat Salome Johannes se ma was. Dit is 'n gedagte wat gebaseer word op 'n vergelyking van Matteus 27 vers 55 tot 56 en Markus 15 vers 40 tot 41. Nog 'n moontlikheid is dat Salome dalk Maria se suster was, vergelyk byvoorbeeld Johannes 19 vers 25 en Markus 15 vers 40. Nou indien dit waar is, was Jesus en Johannes moontlik neefs, maar ons kan nie met sekerheid dit sê nie. Wat ons wel met sekerheid kan sê, is dat Jesus en Johannes 'n besonderse broederskap gehad het. Johannes 13 vers 23 maak dit baie duidelik. Volgens oorleweringe uit die vroeë kerk word beweer dat Johannes nooit getrou het nie. Die feit dat sy naam nie in 1 Korintiërs 9 vers 5 onder die apostel se name genoem word as wel getrou het nie, bevestig hierdie vermoede. Ons is redelik seker dat hy sy lewe in toewyding aan die werk van sy meester spandeer het. Nog 'n interessante ding omtrent Johannes kom in Johannes 18 van vers 15 tot 16 na vore. Ons lees daar: En Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg, en daardie disipel was met die hoëpriester bekend, en het saam met Jesus ingegaan in die binneplaas van die hoëpriester se paleis.
maar Petrus het buitekant by die deur bly staan. En die ander disipel wat bekend was met die hoëpriester het uitgegaan en met die deurwagster gepraat en Petrus ingebring. Ons verstaan dus dat die hoëpriester Johannes persoonlik geken het. Soveel so dat hy vrylik by die hoëpriester se huis in en uit kon beweeg, aan sy diensknegte opdragte kon gee en ook 'n vreemdeling in die hoëpriester se paleis te kon inbring. Wat die aard van die verbintenis was, kan ons maar net raai. Dalk was die twee families vriende. Dalk was hulle familie. Wat egter duidelik is dat Johannes invloedryke verbintenisse gehad het. Dit wil ook lyk asof Johannes en sy familie redelik welgesteld was. Die feit dat sy pa dagloners gehad het om vir hom te werk in Markus 1 vers 20, en dat sy ma Jesus moontlik uit haar besittings gedien het in Lukas 8 vers 3, asook die feit dat hy sy eie huis gehad het in Johannes 19 vers 27 getuig hiervan. Dit sou beteken dat hy toegang gehad het tot sekere voordele, soos 'n goeie opvoeding, iets wat later baie vir hom sou beteken. Wat Johannes se opvoeding betref, is dit interessant om te onthou wie die Sadduseërs was. 'n invloedryke, welgestelde groep priesters wat sterk onder die invloed van Griekse filosofie gestaan het. Johannes was nie noodwendig self 'n Sadduseër nie, maar die invloede het deurgewerk en hy kon op hierdie wyse meer van die Griekse filosofie geleer het. Gegeewe Johannes se verbintenis aan die hoëpriester en die feit dat hy self ook aan 'n welgestelde familie behoort het, is dit heel moontlik om te dink dat hy soos ander Joodse seuns eerste in die wet onderrig is, maar dat hy ook op een of ander stadium in sy lewe goed bekend geraak het met die Griekse denke. Hierdie Griekse invloed kan ons duidelik in die styl van sy evangeliebeskrywing raak sien. Waar die ander evangeliebeskrywings meestal op die gebeure fokus Johannes op idees en beelde. Dink maar net aan die eerste paar verse van Johannes. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Tog moet ons glad nie dink dat Johannes maar net die Griekse filosowe nagepraat het nie. Ja, hy het 'n Griekse styl en 'n Griekse benadering gebruik, maar hy het Jesus Christus as die brood van die lewe en die lewende water duidelik aan ons beskryf. Trouwens, hierdie Griekse invloed het gehelp dat hy Jesus soos 'n diamant met baie fasette kon beskryf. Johannes het dit self in hoofstuk 2 so beskryf. En 'n mens kan hoor dat hy Petrus se woorde daar by Caesarea Philippi echo. Jesus het Johannes as een van die 12 geroep, en sy tyd saam met Jesus moes ongetwyfeld 'n belewenis wees. Hy het al die groot oomblikke in die Here Jesus se bediening persoonlik beleef. Dink maar aan die bergpredikasie. Johannes was egter ook deel van Jesus se binnekring. Gevolglik was hy, Petrus en Jakobus die enigste getuies van 'n paar groot oomblikke in die Here Jesus se bediening. Dink byvoorbeeld aan die geleentheid toe Jesus Jairus se dogtertjie uit die dood opgewek het. Dink aan die verheerliking op die berg saam met Moses en Elia. Dink ook aan die gebedsstryd in die tuin van Getsemane. Een van die hoogtepunte van die disippels se tyd saam met die Here Jesus Christus was daardie belydenis van die apostel Petrus by Caesarea Philippi. Ons lees daarvan in Matteus 16. Daar het hy die baie belangrike aankondiging gemaak dat U is die Christus, die Seun van die lewende God. En veral Johannes in sy latere geskrifte was so aangegryp deur daardie belydenis dat dit telkens weer na vore gekom het. En in baie opsigte was hierdie belydenis 'n wonderlike fontein van genade. Ongeveer 60 km noord van die see van Galilea is daar 'n grot in 'n rotswand. Die grot was die oorsprong van die Jordaanrivier. Maar 'n aardbewing het veroorsaak dat die water nie meer uit die grot uitvloei nie, maar uit 'n opening onder die ingang van die grot. Vir baie eeue was dit 'n plek van afgodsaanbidding gewees. Byvoorbeeld,
Toe Jerobeam wou keer dat die 10 noordelike stamme na Jerusalem gaan om in die tempel te aanbid, het hy 'n goue kalf daar by Tel Dan opgerig. Gedurende die hele koningstydperk in Israel is Baal daar naby daardie grot aanbid. In die tyd van die Grieke is dit weer ingerig vir die aanbidding van die afgod Pan, die god van vrugbaarheid wat half bok, half mens is. In die tyd van Christus was daar 'n klomp verskillende tempels in daardie omgewing. Herodes die Grote het reg oor die mond van die fontein voor die grot 'n tempel aan keiser Augustus gebou. Langs dit was daar 'n groot nis in die rotswand uitgekap waar daar waarskynlik 'n beeld van Pan gestaan het. Langs hierdie nis was daar dan 'n tempel van Zeus. Dan was daar ook 'n hoër en 'n laer tempel wat aan die dansende bokke gewy was. Waarskynlik het dit ook iets met Pan uit te waai gehad. Daarby was die grot, of dan ten minste die opening van die fontein gesien as die poort na Hades of die doderyk. Juist daarom was dit 'n plek wat deur die Jode ten sterkste verbied was. Geen Jood met enige selfrespek mag ooit hierheen gekom het nie. Waarskynlik het die disippels baie ongemaklik gevoel toe die Here Jesus hulle daarheen gebring het. En daar in Caesarea Philippi sien ons 'n Mekka van afgodsdiens. Dit was 'n plek waar die duiwel die ergste wat hy kan bied in oormaat vir mense gegee het, en hulle het in hulle hordes opgedaag om sukses en voorspoed teen 'n baie duur prys te probeer koop. Dit was juis hier waar God die Vader vir Petrus gelei het om daardie belydenis te maak. Hier met al hierdie afgoderry hier rondom hulle gebied wat absoluut deurtrek was van heidense ongeloof, van heidense bygeloof en so meer. Dit was hier waar die Here Jesus Christus hulle ook verseker het dat die kerk van die Here nie oorwin sal word nie, dat hy self vir die kerk sal sorg, dat die poorte van die hel en al die heidense en bose dinge rondom hulle, dat dit nie die oorhand oor hulle sal kry nie. Hulle sal staande bly. En dit moes 'n baie diep indruk gemaak het op die disippels destyds. So het dit gebeur dat Jesus Johannes met 'n besonderse en buitengewone taak vertrou het. Ons lees in Johannes 19 vers 26 tot 27 dat Jesus as die oudste seun die versorging van sy ma aan 'n losser, dit is Johannes, oordra. Reeds in die Ou Testament is die wette rondom lossingsreg 'n duidelike bewys dat die versorging van weduwees en wese vir God belangrik is. En so, al was Jesus besig om uitsonderlik daar aan die kruis te ly, was dit steeds vir hom 'n prioriteit. Daarom dat hy haar aan Johannes se sorg toevertrou. En dit is geoorloof om van Maria as 'n weduwee te praat, want Johannes sou haar nie by hom aan huis geneem het, as Josef steeds geleef het nie. Die feit dat Jesus Maria egter aan Johannes toevertrou, is 'n bietjie vreemd, omdat haar versorging eintlik Jakobus, die broer van Jesus, se taak was. Maar ons kan 'n stukkie van God se genadige voorsiening hierin raak sien, omdat ons kredietwaardige buitebybelse bronne het, wat bevestig dat Jakobus, Jesus se broer, spoedig 'n martelaarsdood sou sterf. In die tyd na Jesus se kruisiging voor die uitstorting van die Heilige Gees, word daar heelwat op Johannes en Petrus gefokus. In die proses word hulle op 'n besondere manier teenoor mekaar gestel. Toe die vroue daardie Sondagmôre die opgestane Here Jesus ontmoet het, het hulle Petrus en Johannes heel eerste daarvan gaan vertel. En dan lees 'n mens dat albei van hulle na die graf gehardloop het. Johannes het vooruit gehardloop, moontlik gedryf deur sy liefde vir Christus, maar toe hy by die ingang van die graf kom, het hy daar bly staan. Petrus aan die ander kant was moedig en hy het ingegaan in die graf. Later, terwyl hulle vis gevang het, was Johannes die eerste wat Jesus herken het, maar Petrus was die eerste wat in die water gespring het en na Jesus geswem het. So sien ons dat Johannes en Petrus iets belangrik gedeel het, 'n diep liefde vir die Here Jesus. In Handelinge sien ons hoe hierdie kameraadskap voortgegaan het. Johannes en Petrus, saam met Jakobus, was pilare in die vroeë kerk. Daarvan lees ons in Galasiërs 2 vers 9. So sien ons dat Johannes saam met Petrus was toe hy die lam man genees het.
Saam met Petrus het hy ook onverskrokke en moedig die Joodse leiers van Jerusalem aangespreek. Saam het die twee apostels ook later na Samaria gereis om te bevestig dat die Samaritane ook die gawe van die Heilige Gees ontvang het. Johannes het egter ook in die tyd na sy meester se sterwe groot hartseer beleef. Ons lees in Handelinge 12 dat koning Herodes eers sy broer Jakobus met die swaard om die lewe gebring het en kort daarna moes Petrus vir sy lewe na Caesarea vlug nadat hy uit die gevangenis vrygeraak het. 15 jaar later, toe Paulus na Jerusalem gegaan het om die geskil oor die besnydenis op te los, was Johannes egter nog steeds in Jerusalem. In die Bybel kry ons verskeie vensters op Johannes. Ons sien iets van sy lewe voordat hy Jesus as disipel begin volg het. Dan sien ons heelwat van hom as disipel raak. In die boek Handelinge sien ons hom as een van die pilare van die vroeë kerk. En later sien ons iets van sy lewe as leier van die kerk in Efese. Tussen Jerusalem en Efese is daar egter 'n groot gaping waarvan ons baie min weet. Sommige beweer dat hy en Maria hulle op 'n stadium naby Efese gevestig het. Ander beweer dat hy eers na Maria se dood na Klein-Asië vertrek het. Op die laaste moes sy skuif teen 66 na Christus plaasgevind het. Want kort daarna het die Romeine Jerusalem beleer en teen 70 na Christus is die stad en die tempel verwoes. Benewens dit weet ons, 1, dat hy weens een of ander vorm van vervolging in Efese na die eiland Patmos verban is. Dit is hier waar hy die boek Openbaring gepen het. Die evangelie volgens Johannes is waarskynlik later in die stad Efese geskryf. Tweedens, dat die gemeentes in Klein-Asië vir hom van besondere belang was. Derdens, dat hy in sy bediening sommige teengekom het wat sy gesag as apostel erken het, en dat hy van ander weer sterk teenstand ervaar het. En dit lees ons in die eerste, tweede en derde briewe van Johannes. En dan vierdens, dat verskeie van die ou kerkvaders, soos Polycarpus, Papias en Ignatius, deur hom onderrig is. Vyfdens, dat hy 'n hoë ouderdom bereik het en waarskynlik nie 'n martelaarsdood gesterf het nie. Sy dood moes iewers in 'n 30 jaar venster tussen 89 na Christus en 120 na Christus plaasgevind het. Daar is egter sommige gegevens wat ons nie met volle sekerheid kan bevestig nie. Daar bestaan egter baie teorieë, onder andere dat hy naby Efese skipbreek gelei het en dat hy op die manier daar aangekom het net betyds om die dwaalleer wat na Paulus se vertrek ontstaan het aan te spreek. Tertullianus beweer ook dat hy deur keiser Domitianus na Rome geneem is. En volgens oorlewering is hy daar in 'n groot pot kookolie gegooi, maar dat die kokende olie, soos by Daniël se vriende, geen mag gehad het om skade aan hom te doen nie. Victorinus beweer dat hy na die insident in Rome na Patmos verban is, om daar in die myne te gaan werk. Volgens Eusebius het hy later na Efese teruggekeer, waar hy die evangeliebeskrywing neergepen het. Volgens Hieronymus het hy die ouderlinge van die gemeente byeengeroep en onder skielike inspirasie met die woorde "In die begin was die woord" begin. Cyrillus beweer dat Artemis en haar tempel uiteindelik onder Johannes se invloed van glorie gestroop en selfs afgebreek is. Augustinus vertel weer, toe Johannes sy doodvoel naderkom het, hy opdrag gegee dat sy graf voorberei moes word, en dat, toe dit klaar was, hy self daarin gaan lê en gesterf het. Hierdie graf kan vandag nog besoek word. Daar is ook verskeie verhale wat baie meer gewig dra en baie goed by sy karakter inpas. Clemens van Alexandrië vertel byvoorbeeld dat hy 'n diepe deernis vir die jong mense in sy gemeente gehad het. So word vertel dat hy as 'n ou man vol liefde 'n kriminele bendeleier wat hy as 'n kind gedoop het, tromp opgeloop het en hom gedwing het om sy bose weet te laat staan.
Net so mooi is Hieronymus wat vertel dat Johannes se laaste woorde na bewering 'n herhaling van sy meester se opdrag was: kinders, julle moet mekaar lief hê. Jare later is daar tydens die 6de eeu in Philadelphia 'n groot kathedraal opgerig wat as die Johanneskerk bekend gestaan het. Vandag nog staan hierdie reusagtige pilare 'n simbool van die woorde in Galasiërs 2 vers 9 daar, dat Johannes inderdaad 'n pilaar van gesag in die kerk was. Tog moet ons ook besef dat Johannes vandag in die graf is, dat die kerk wat sy naam dra 'n ruïne is in 'n moslimstad en dat byna al die gemeentes waarin hy gearbei het, doodgeloop het. Mense kom en gaan, mense werk kom en gaan, tog staan die getuienis wat hulle gelewer het en so ook die een van wie hulle getuig het, dit staan vas. God bou immer sy kerk op vaste fondamente. Ons staan hier voor die pilare van die Johanneskerk uit die 6de eeu en dit is 'n geweldige dik pilaar wat die krag en die simboliek illustreer van wat Christus sê, die krag wat jy het in Christus is standvastig, soos hierdie pilare. En dit herinner my ook aan Bach se musiek, Ein feste Burg ist unser Gott. Ein feste Burg ist unser Gott. En dan gaan dit verder. En in hierdie musiek van Bach is die orgelpedaal word vasgehou, is 'n lang noot, in die heel eerste maat kom hy voor as 'n lang noot en hy word oorgebind, en hy word nie weer deur die voet aangespreek nie, om te simboliseer Ein feste Burg ist unser Gott. Terwyl die melodie bokant vloei en aangaan, bly die voetpedaal staan om te illustreer, soos wat hierdie pilare illustreer, 'n vesting, 'n kragtige simboliek van die standvastigheid van God en die krag waarmee dit bly staan. In Johannes se lewe was daar baie om te vrees. Storms op die see, vervolging, verlies, eensaamheid, ouderdom, die dood. Waarskynlik baie ander dinge waarvan ons nooit die omvang sal weet nie. Tog, soos sy naam ons herinner, het Johannes op 'n besondere wyse beleef dat God genadig is. Johannes het sy meester diep lief gehad en toe hy in sy voetspore gevolg het, maar later het Johannes hom ook as die opgestane en verheerlikte oue van daar beleef. Tussen dit alles staan Johannes se getuienis. In die volgende episode van Vaste Fondamente gaan kyk ons na die lewensverhaal van Paulus, 'n voormalige vervolger van die kerk. Wie was Saulus voor sy bekering? Wie was hy na sy bekering? Hoe het hy in die passievolle prediker van die evangelie verander en wat was sy rol en verbintenis met die kerk in Klein-Asië? Ontdek hoe die Here die onwaarskynlikste mens op die kragtigste wyse in sy koninkryk gebruik het en hoe niemand so ver kan val dat God se genade jou nie meer kan red nie.